Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig neem ons dan met twee vrae na die Bybel toe. Wat is die mens en wat behoort die mens te wees? Dis opvallend dat daar nêrens in die Bybel 'n poging aangewend word om die mens te ontleed nie. Niemand probeer noukeurig analities beskryf wat 'n mens is nie. Selfs in die psalms en die wysesliteratuur, waar die enkele persoon sterk na vore kom, is dit omtrent altyd in verhoudings met ander of met God. Trouwens, ons weet almal dat dit juist groepe mense in verhouding met God is wat ter sprake is in beide die Ou Testament en die Nuwe Testament. Israel in die Ou Testament en die geloofsgemeenskap, die kerk in die Nuwe Testament. Maar van beide groepe geld dadelik dat hulle is wat hulle is op grond van hulle verhouding met God. Hulle verhouding met hom is sonder meer beslissend vir wat hulle is. Israel is nie 'n volk wat bo en behalwe hulle kultuur en volkslewe ook nog in gemeenskap met God leef of moet leef nie. Voor God Abraham en Sara uitgekies het om uit hulle 'n volk te bou, was daar glad nie 'n volk soos Israel nie. En verder het God nie uit Abraham en Sara 'n volk gebou nie, maar 'n volk vir hom. Israel is Israel omdat hulle die volk van God is. As hulle hulle verhouding met God prysgee of verwaarloos, word hulle net soos die ander nasies en is hulle eenvoudig nie meer Israel nie. Die uittog, die geboorte van Israel as volk, of eerder die geboorte van Israel as volk van God, word gelyk aan enige volksverhuising van watter heidense volk ook al. As Israel volhardend aan God ongehoorsaam is, sê Amos vir hulle, julle Israeliete is vir my niks anders as die Kusiete nie, sê die Here. Ek het vir Israel uit Egipte laat trek, maar ook die Filistyne uit Kaftor en die Arameërs uit Kir. Die unieke uittog uit Egipte, waarvan die hele Ou Testament vol is, word dus 'n gewone volksverhuising, sonder enige godsdienstige betekenis. In Jeremia laat die Here sê, daar kom daar, sê die Here, dat ek selfs almal wat besny is gaan straf, of het nou Egipte, Juda, Edom, die Ammoniete of Moab is, want al hierdie volke is tog maar onbesnede, en die hele Israel is onbesnede van hart, hulle is ontrou aan my. Israel kom op dieselfde vlak as alle ander volke, as hulle verhouding met die Here verval. Wat Israel gemaak het, was die feit dat God hulle as sy volk voortgebring het. Maar onthou, Israel is die verteenwoordiger van die mensdom. God het ook nie mense sonder meer gemaak nie. Hy het mense as sy beeld en mense as sy bondgenote gemaak. Wat mense is, of liewer wat ons behoort te wees, sal dus beslissend bepaal word deur ons verhouding met hom en in besonder ons verhouding as sy beeld en sy bondgenote. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja, ons kan werklik sonder U en sonder om in 'n verhouding met U te leef en as U bondgenote en U beeld te leef, kan ons nie wees wat ons moet wees nie. Help vir ons om dit altyd te onthou, sodat ons ook sinvol as mense kan leef. In Jesus se naam. Amen.